Okay, dan gaan ons vanaand met vanaand se les begin en dan vir die nuwe leerders wil ek net gou vinnig die Google Classroom wys en net vinnig verduidelik hoe dit werk en dan kan ons binne die volgende 5 minute begin met dit gou uitgaan. Dan kan ons binne die volgende 5 minute begin met die les. So, bietjie goeie nuus. Hou aan. Ons nou 'n hele paar mense wat nou inkom. Okay. So gesê ek gaan net gou vinnig verduidelik hoe lyk die klaskamer. Okay, so 'n hele paar nuus goed opkom. Nou as jy by die klaskamer ingaan, myne gaan so 'n bietjie anders stel as julle sin lyk, maar soos ek goed by die onderwerpe sit wat nog niks by het nie, sal julle dit wel kan sien. Maar as jy ingaan, die heel eerste ene is wat jy gaan kry is jou hulpbronne. Kyk eens by geografie. Nou, dit gaan jou handboeke, jou studiegids, al daai tipe goed wees. Daar is 'n studiegids en daar is 'n handboek. Nou volgens my is al by studiegidse, maar die een wat onder die handboek is, die een van Via of Viva Suid-Afrika of Viva Afrika of iets soos dit. Hy is okay, maar as ek julle kan aanbeveel, gebruik altyd die Mind the Gap een. Hy is in Afrikaans, dis net die naam van hom. Hy is regtig 'n goeie handboek om te gebruik. Hy verduidelik die werk in 'n baie maklike manier. Hy fokus ook op die belangrike goed, so ek sou altyd aanbeveel mense hom eerder moet gebruik in plaas van die ander een. Maar dis heeltemal julle keuse. Okay. Dan onder die past papers het ek nog nie opgelaai nie, so ek sal dit actually dalk hierdie weer doen. Maar dit gaan die ou vraestel sowel as die memorandum wees. Vir die kaartwerk het ek laas jaar gesien, is bietjie triekie om dit aanlyn vir julle te sit. Maar ek gaan probeer om 'n goeie gehalte kaart vir julle op te sit wat julle wel mee kan oefen, maar ek sal nog 'n bietjie meer daaroor praat as ons by dit kom. Graad 10 en 11 hulpbronne. Graad 12 fokus jy op spesifieke werk, maar daar is sekere dele van die werk wat uit graad 10 en 11 se werk uitkom wat jy nie weer behandel nie. Ek dink die eerste voorbeeld wat ek nou dadelik kan dink is seker jou tipe klippe wat jy kry, jou tipe rotse. Dit word in graad 10 geleer en graad 11 en 12 word daar net daarvan gepraat byvoorbeeld, maar daar word net daarna toe terug verwys. Daar gaan nie weer in diepte daarin van hoe dit gevorm is of enige tipe voorbeelde of iets soos dit nie. So dit is hoekom ek graad 10 en 11 studiegidse ook gaan oplaai het. So maak net seker jy verwys terug na daai twee as jy nie iets verstaan in graad 12 nie. Okay, daar is natuurlik werk in graad 12 wat heeltemal nuut is, maar baie van die werk word as 'n fondasie alreeds gebou in graad 10. Okay, dan het ons klimatologie wat in vraestel 1 is. Ons het geomorfologie wat ook in vraestel 2 is. Vraestel 1 is jammer. Dan vraestel 2 het ons landelike en stedelike nedersettings en het ons ook ekonomiese geografie. Ek gaan nou net vir julle wys. Ek het gou hierdie gedoen. Net vir die mense wat dalk voor 2020 laas geografie geskryf het, die formaat van die twee vraestelle het so 'n bietjie verander. Jy het nog steeds twee vraestelle wat jy skryf, maar in plaas daarvan dat jy een vraestel het wat toerie is van 225 punte en dan vraestel 2 wat net kaartwerk het hulle 'n bietjie gaan verander. So albei jou vraestelle het nou beide toerie en kaartwerk in en albei van hulle tel 150 punte. Nou in vraestel 1, jou klimatologie en jou geomorfologie gaan albei 60 punte tel, so dis alles toerie. En dan 30 punte vir kaartwerk. Vir jou vraestel 2, weer eens 150 punte, 60 punte vir landelike en stedelike nedersettings en 60 punte vir ekonomiese geografie en weer eens 30 punte vir kaartwerk. Die belangrike ding van vraestel 2 is die ekonomiese geografie. Dit is die enigste deel in geografie waar daar voorgeskrewe werk is. Nou, hierdie jaar is daar ietsie nuut, so as jy dalk na sekere ou vraestelle gaan kyk, gaan jy sien hulle vra dalk nie altyd dieselfde spesifieke werk nie, maar ek sal ons daarby uitkom sal ek dit vir julle sê. Wat ook lekker is van ekonomiese geografie, wat hang natuurlik af van jou of jy hou van memoriseer of nie, maar ekonomiese geografie, veral daai deel wat voorgeskryf word, is regtig papegaaiwerk. Dit is nie so baie toepassingwerk nie, so jy leer dit net soos dit is en dit maak dit baie makliker. Maar ek sal weer daaroor praat as ons daarby uitkom. Okay. Dan, soos ek sê, kaartwerk. Ek het actually gedink ek wil vir julle môre ons hierdie spesifieke
persoon op YouTube wat sy video's ek altyd gebruik vir die kaartwerk vir aanlyn. Ek gaan dit alles vir julle oplaai. Ek het of julle gesê ek gaan eers met kaartwerk begin nadat ek met vraestel 2 klaar is, maar ek gaan dit sommer môre of julle oplaai vir die wat ook daar weer wil begin werk. En ek weet party mense hou van kaartwerk, party mense haat dit. Dis maar regtig either side. Okay, so ek sal dit môre vir julle oplaai. Vandag as ek nou amptelik vir julle iets by landelike en stedelike nedersettings gaan oplaai, sal julle dit ook aan julle kant kan sien. Okay, dan wil ek dit gou vinnig vra. Chantal, het jy enige vrae dalk? Ek dink is enigste nuwe een vandag, ja. Okay, so gepraat van as jy enige vrae het, ek dink die ou studente ken dit nou al. Ek weet ek praat baie vinnig, so as ek dalk te vinnig vir julle praat of julle dalk nie iets gevang nie, asseblief vra my om terug te gaan of om dit op 'n ander manier te verduidelik, of julle is meer as welkom om vir my 'n boodskap in die chat te stuur, alhoewel ek gaan dit dalk eers aan die einde van die les sien. Op dieselfde nota, julle is meer as welkom om my 'n WhatsApp te stuur indien julle ook iets nie verstaan nie. Okay, dan gaan ek met vanaand se les begin. So vir landelike en stedelike nedersettings, daar gaan in totaal 3 live lesse vir hulle wees. So dit beteken, gaan jy kyk, ons het nou vandag ons inleiding vir albei van hulle. Dan het ons die 26ste Februarie gaan ons net oor landelike nedersettings praat. Die 12de Maart gaan ons net oor stedelike nedersettings praat en dan begin ons die 26ste Maart met ekonomiese geografie. Met ekonomiese geografie, soos ek gesê het, omdat dit beskruiklik baie papegaaiwerk is, gaan ek nie soveel tyd daarop spandeer deur dit te verduidelik nie. Ek gaan dit vir julle oplaai dalk en ek gaan ook 'n bietjie tyd daaraan spandeer, maar ek gaan nie baie tyd daaraan spandeer om dit te verduidelik nie, want ek gaan dit letterlik net woord vir woord aflees. Okay, en dan gaan ons natuurlik met kaartwerk begin. Okay. Dan gaan ons altyd hier op. So. Ek gaan my kant reg kry. Okay, dus soos ek gesê het, hierdie is kwartaal 3 se inleiding, maar moenie heeltemal dieselfde daaraan dink nie, want in graad 12 teen die tyd wat jy kwartaal 3 het, moet jy nou al kind of klaar wees met die werk. Soos aan die einde van die kwartaal het jy die hele jaar se werk gedoen, want ja, begin jy met rekordeksamen. Nou julle is natuurlik so bietjie anderste, so ek deel dit gewoonlik net op, net om dit bietjie beter te skuif van mekaar, sodat mense ook net weet presies waar gaan wat. Okay. By the way, as ek te vinnig praat vandag, ek het vandag seker gemaak, ek het nog werk, so julle kan sien, die landelike nedersetting is reg, indien ek te vinnig praat, maar ons sal kyk hoe gaan ons. Okay, so dan, heel eerstens, nedersettings. Dit is letterlik waaroor hierdie hele onderwerp gaan, en die verskil tussen jou stedelike nedersettings en jou landelike nedersettings. Nou, net eers vir 'n feit, hierdie is nie iets wat hulle sommer in 'n vraestel sal vra nie. Hulle mag dit dalk in 'n gevalle studie sit wat jy kan kry, maar hulle sal nie vir jou vra om dit te weet nie. Okay, maar in November van 2022 het die wêreldsbevolking vir die heel eerste keer 8 biljoen mense getref. Nou, hoekom hierdie so 'n groot ding was, is voor die het baie mense nie regtig lank gelewe nie. Daar is 'n video wat ek vir julle gaan opsit, oplaai saam met vandag se werk. As julle hom kan gaan kyk, dit sal baie goed wees. Ek dink hy's soos 3 of 4 minute lank, regtig nie lank nie. Maar die ding is, baie mense oor geskiedenis het nie besonder oud geraak nie. Jou normale lewensverwagting was hier by 30, 40 jaar, as jy gelukkig was om 40 jaar oud te word. Maar met sekere goed wat ons gemaak het en gevind het, het dit 'n bietjie makliker gemaak om jou lewensstandaard te verbeter en natuurlik het jou lewenskwaliteit verbeter en jy het later gesterf. Nou dit is goed soos beter medikasie, beter voedsel, al daai goed het natuurlik gehelp. So dis hoekom hierdie sulke groot van jy sê achievement was nie, maar hoekom dit sulke groot ding was, want ek dink hier tot by die 1800s was ons onder 2 biljoen. So vir 'n baie kort tydperk het ons verskriklik vinnig gegroei. Okay, maar gaan nie te veel daarin gaan nie, want hierdie gaan spesifiek oor jou landelike en stedelike nedersettings. Nou, in vandag se tyd bly omtrent helfte van die populasie in landelike nedersettings en die ander in stedelike nedersettings. Hierdie is wel besig om nogal redelik vinnig te verander. Meer mense is besig om na stedelike nedersettings toe te skuif. Ek gaan weer inlaat. Soos ek sê, hulle is besig om na stedelike nedersettings toe te skuif. Ek kom net gou
Ek sê, ja, anyway. Want dit is gewoonlik waar jy makliker werk kry, daar is beter skole, daar's beter medies, daar's al nie medies, maar spesifiek gesondheidsorg, alles soos dit. So meer mense is besig om nog stedelike nedersettings toe te trek. Okay. Nou, die konsep van nedersettings is verskriklik belangrik. Ons gaan deur 'n paar belangrikes gaan wat veel in die vraestel gevra kan word, meestal in jou korter vrae, maar jy moet die verskil tussen hulle ken. Nou, heel eerstens, daar gaan nog 'n video as ek vir oplaai en ek het nou al geleer, ek gaan nie vir julle video's in die klas speel nie, want julle kan dit nie hoor nie, so ek gaan dit net saam oplaai met die notas en die video na klas. Okay. Nou, baie belangrik, 'n nedersetting is 'n paar goed. Wat mense bly. Sorry. Dis doodreg. As jy enige vrae het, asseblief stop my net daar en ek sal gaan. Okay. Hierdie is net, ek sal dit vir hulle gee. Okay, waarom het opgepop het. So, 'n nedersetting is 'n plek waar mense bly. Daar bestaan infrastruktuur en sosiale en ekonomiese aktiwiteite vind plaas, gewoonlik op 'n gereelde basis. Nou, 'n nedersetting kan gesien word as iets wat verskriklik klein is, soos 'n klein dorpie, of dit kan baie groot wees soos iets soos 'n stad. Maar die belangrikste kriteria van 'n nedersetting is dat dit 'n enkele geïntegreerde stelsel op 'n gereelde basis funksioneer. Okay, nou dit klink groot. Maar met ons verskillende nedersettings, as ons nou ons landelike en stedelike nedersettingsklasse gaan hê, sal jy sien dat daar verskriklike groot verskille tussen die twee is. Jy kan hulle reg langs mekaar sit en die verskille skryf. Okay, nou die eerste daarvan is die grootte van nedersettings. Hierdie is een van die maklikste maniere wat jy kan bepaal of 'n sekere plek landelik of stedelik is. Maar daar is gevalle waar dit so bietjie moeilik raak, veral as jy dorpe het waar jy nie seker is waar begin die een dorp en waar eindig die ander een nie. Okay. Nou die werklike plek waar 'n nedersetting bestaan, waar fisies is, word 'n standplaas genoem. Hier is ons heel eerste belangrike konsep. Nou daar is natuurlik verskeie faktore wat gaan beïnvloed waar 'n nedersetting se standplaas in die eerste plek is. Okay, hierdie is 'n baie lekker vraag, veral vir 'n bietjie langer, middel of lang tipe vrae, want jy kan nogal redelik baie goed hier uithaal. So die heel eerste een is jou fisiese faktore. Nou dit is goed wees soos jou beskikbaarheid van hulpbronne soos water, vrugbare grond en veiding. Voor ons aangaan wil ek net een ding noem. Een ding wat baie belangrik is om te onthou as jy met landelike en stedelike nedersettings werk, of as jy natuurlik leer vir dit. Oorspronklik toe nedersettings begin het meeste mense in daai spesifieke area vir hulle hele lewe gebly. Soos ja, hulle sal af en toe gereis het na ander plekke toe, maar meeste van die tyd was hulle in daai klein area. Dit was hulle hele lewe, so dit beteken al hulle hulpbronne en alles om hulle het hulle gebruik. Nou vandag is dit natuurlik nie heeltemal die geval nie, soos nie almal het 'n rivier in hulle agterjaar byvoorbeeld nie. In daai tyd was dit heeltemal anderste. Maar vandag is dit ook makliker, want jy maak 'n kraan in jou huis oop en daar kom water uit. So, as ons deur die faktore gaan, hou dit net in gedagte dat tyd verander het. Okay. Dan ons ekonomiese faktore, so die beskikbaarheid van waardevolle minerale wat ongin kan word. Weereens vandag, ons het spesifieke dorpe wat myndorpe is, maar as jy nie in 'n myndorp bly nie, gaan jy nie regtig die normaalweg sien nie. Waar dit nou meer inkom is daar werk. Okay. Dan ons volgende een is handel en vervoerfaktore, so die beskikbaarheid van 'n natuurlike hawe of die oorsteekpunt van 'n groot rivier. Weereens gaan net op sekere goed van toepassing wees op sekere plekke. Okay. Dan het ons kulturele en sosiale faktore. So nuwe dorpe is weg van bestaanlike stedelike nedersettings gebou wat oorbevolk, besoedel en te vol is. Nou hierdie nuwe dorpe is ontwerp om 'n paar goed te doen. Die eerste een is om die lewensomstandighede en die lewenstyl van mense te verbeter, ligte nywerhede aan te trek, om werksgeleenthede te skep, padnetwerk te hê wat vir maklike verkeersvloei toelaat en maklike toegang tot skole, klinieke, winkels en ander fasiliteite, so meer jou dienste. Iets interessant, iets wat julle dalk nie mag weet nie. Hulle is besig om Egipte se hoofstad te skuif. So dit is natuurlik Kaïro, maar hulle is besig om 'n nuwe hoofstad te bou wat hulle beter beplan op die oomblik en of wat hulle hoop hulle beter beplan en hulle wil oor 'n hele paar jaar as die konstruksie natuurlik al klaar is, wil dit daartoe skuif. Maar dit is nie net so maklik van ons wil skuif nie.
alle nedersettings of elke dorp het 'n rede omdat hulle begin het. Soos daar's 'n goeie rede omdat hy daar gestig is en nie net 10 km aan die een kant byvoorbeeld nie. Okay, dan is daar ook politieke faktore. So regeringsbeleide kan die perseel van nedersettings beïnvloed of die standplaas van nedersettings beïnvloed. Nou spesifiek as ons na Suid-Afrika toe terugkyk, die Suid-Afrikaanse regering het nuwe nedersettings geskep as gevolg aan 'n behoefte van behuising. Nou 'n paar voorbeelde van die was Ivory Park Village in Midrand, Gauteng, Kootlanong, Kimberley, wat natuurlik in die Noord-Kaap is. So dis net 'n paar voorbeelde van waar dit voorgekom het. En dan seker die een wat baie min op ons van toepassing vandag is, jou historiese faktore, is waar sekere nedersettings verdedigende standplaas benodig om hulle teen aanvallers te beskerm. Natuurlik is hierdie nie vir ons so belangrik vandag nie, of ons hoop nie dis vir ons belangrik nie. Okay, dan praat ons oor die ligging van 'n nedersetting. Nou, ons het al klaar oor die standplaas van 'n nedersetting gepraat en nou gaan ons praat oor die ligging. Nou die situasie of die ligging van 'n nedersetting verwys, ek het verkeerd opgelees, die situasie van 'n nedersetting verwys na die ligging daarvan in verhouding tot sy omgewingseienskappe. So hier gaan ons nie net gaan kyk na die fisiese plek waar hy gelees nie. Okay, so om die situasie van 'n standplaas te beskryf, word na eienskappe in die omgewing gekyk. So hier gaan jy gaan kyk is, hoe lyk die grond? Is dit vrugbaar? Kan jy regtig grond plant? Gaan dit meer gebruik word vir beweiding? Verwyding wat waarvoor gaan gebruik word. Dan die klimaat, dis ook 'n baie belangrike een. Is daar ander nedersettings in die area, die riviere wat wel daar is, natuurlike water, die geologie sowel as die plantegroei. Die eienskappe wat 'n nedersetting se situasie definieer, het gewoonlik 'n invloed op die tipe aktiwiteit wat in die nedersetting uitgevoer sal word. Nou, sommige nedersettings kan 'n swak standplaas hê, maar 'n voordelige situasie. En seker die maklikste voorbeeld hiervan is Kimberley in die Noord-Kaap. So sy standplaas is nie op 'n baie lekker plek nie. Dit is baie droog, dit is baie warm, nie baie lekker plek nie. Maar sy situasie wat in sy omgewing is nogal voordelig gewees, as jy natuurlik na 'n paar ander faktore kyk. So, dit was voordelig as gevolg van die ontdekking van diamante wat hulle natuurlik in die omgewing gekry het. So, as gevolg van dit, het hulle voortgegaan om te ontwikkel as 'n landelike stedelike nedersetting in die Noord-Kaap ten spyte van die feit dat sy standplaas swak bly. Weereens, elke nedersetting het 'n rede omdat hy op 'n spesifieke plek geplaas is of gevind is. Nou die ding is, al het hy 'n verskriklike swak standplaas, kan sy omgewing opmaak daarvoor. Okay, so waar kom die verskil in by landelike en stedelike nedersettings? Nou, ek gaan bietjie meer in diepte hier gaan as ons spesifiek na die verskille tussen die twee gaan kyk, maar ek gaan 'n paar goedjies al noem vandag. By the way, dit's 'n baie lekker vraag in die eksamen. So, toe mense begin, hoe gaan ek begin? Mense was nomadic travelers, hulle het gewoonlik agtergereis waar water was en waar kos was. Maar wat toe gebeur het, is hulle het begin boer. So dan het hulle plante geplant, hulle het kos gekry en hulle kon hulle self en hulle familie voed. Nou as ons 'n bietjie verder gaan waar die landbou en industriële revolusie begin het dit nog verder verbeterings vir jou boerderymetodes gebring. Maar wat ook hierby gebeur het is, ewe skielik is daar 'n surplus van voedsel. En in plaas daarvan om hierdie te hou vir jou familie wat jy dalk nie kan gebruik voordat dit vrot raak nie, kan jy dit verkoop. Wat dan plek gemaak het vir mense om nie net op boerdery te fokus nie. Dit beteken, nou hoef elke huisgesin nie ewe skielik 'n tuin te hê om hulle self te voed nie. Hulle kan begin spesialiseer of hulle kan ander werk gaan doen en net kos koop. En dis natuurlik dan die opkoms van nie boerderyaktiwiteite, die groei van stede en dorpe veroorsaak. En uit die het twee nedersettings voorgekom en dit is landelik en stedelik. Okay, nou verskil hulle van mekaar. Die heel eerste ene, en soos ek sê, die maklikste een om gewoonlik te identifiseer, is die grootte en die bevolking van die nedersetting. Nou nedersettings kan geklassifiseer word as stedelik of landelik volgens hulle grootte. Nou hier is twee goed wat jy hierna kan kyk. Jy kan na die fisiese grootte van die nedersetting gaan kyk, of jy kan gaan kyk oor hoeveel mense bly daar. Stedelike nedersettings is gewoonlik fisies groot en hulle het ook gewoonlik baie mense waarop bly. Dis natuurlik presies die teenoorgestelde in jou landelike nedersettings. Dan nietemin is daar uitsonderings. In sekere lande soos Indië, wat natuurlik op die oomblik
die wêreld se die wêreld se land met die meeste mense in het, is daar dorpe met meer as 1000 inwoners. So dit klink baie. In sommige dele van die VSA is daar dorpe met min inwoners, maar is verskriklik baie eienskappe en karaktereienskappe van 'n stedelike nedersetting in 'n landelike area. So jy gaan altyd daai verskil, daai uitsondering tot die reël daai. Iets wat ek dalk gou hier kan noem, dit is nou nie heeltemal presies dieselfde nie, maar enige iemand wat in 'n dorp bly wat iets het soos 'n universiteit byvoorbeeld. So waar ek byvoorbeeld bly het ons 'n universiteit. Nou tydens die skooljaar, so as daar nie regtig 'n lang vakansie is nie, word Potchefstroom geklassifiseer as 'n stedelike nedersetting, want as ons kyk na die bevolking wat tans hier bly. Want natuurlik meeste studente bly vir die meerderheid van die jaar hier, so hulle word geklassifiseer as permanente inwoners van Potch. Maar as jy dan byvoorbeeld jou Junie of jou Desember vakansie het, dan raak hierdie dorp verskriklik stil en dan word hy nie meer gesien as 'n stedelike nedersetting nie, maar ewe skielik as 'n landelike nedersetting. So elke dorp gaan jou verskillende goed hê en dit hang natuurlik af van die hoeveelheid mense wat ook daar bly. Dan jou ekonomiese aktiwiteite en jou funksie. Nou landelike nedersettings is gewoonlik unifunksioneel. Dit beteken hulle fokus gewoonlik op een funksie. Nou dit gaan weer deeltemal teruggaan na jou primêre ekonomiese aktiwiteite toe en dit gaan goed wees soos boerdery, mynbou, visvang, bosbou. Gewoonlik waar jy goed uit die natuur uithaal om produkte mee te maak. Dis wat jou primêre ekonomiese aktiwiteite is. Okay. Maar stedelike nedersettings aan die ander kant is nie net gewoonlik gefokus op een spesifieke funksie nie. Hulle het 'n baie goed waarop gefokus word. Nou gewoonlik word hulle meer of fokus hulle meer op jou sekondêre en tersiêre ekonomiese aktiwiteite. So jou sekondêre ekonomiese aktiwiteite is jou vervaardiging, so jou fabrieke, jou kleiner, jou ligte dis nou weer jou ligte dan kan ek nie woord verlewe van daai. Ons is 'n bakkery, soos ja, hulle maak goed, maar nie op 'n besonder so groot skaal nie. Dan jou tersiêre ekonomiese aktiwiteite is al jou dienste, soos jou handel, vervoer, onderwysdienste, administrasie, al daai tipe goed word ook op gefokus. Maar meeste van die tyd gaan jy ook jou quaternêre aktiwiteite ook in jou stede kry. So hierdie is bietjie meer gespesialiseerd. So dit gaan wees jou finansies, jou media, jou navorsing, jou IT, al daai tipe goed gaan meer gefokus op jou in jou stedelike gebiede. Dan het ons dienste. Nou ek dink hierdie is nogal redelik of as jy daaraan dink, in jou landelike gebiede gaan jy meeste van die dienste kan kry wat jy benodig. Jy gaan nog steeds dokters wees, daar gaan nog steeds skole wees, daar gaan nog steeds winkels wees waar jy goed kan koop. Maar as jy dit vergelyk met die dienste wat beskikbaar gaan wees in 'n stedelike nedersetting, lyk dit na baie min. Natuurlik, hoe kleiner die dorp is, hoe meer beperk gaan daai dienste wees, maar in 'n stedelike nedersetting gaan jy verskriklik baie opsie hê. En baie keer veral vir jou mense wat spesialiseer in sekere goed soos dermatoloog, die kans dat jy hulle in 'n landelike nedersetting gaan kry is baie minder as 'n stedelike nedersetting. Dan ook jou landgebruik. Nou in stedelike nedersettings of in areas is 'n nedersetting digter bevolk en die geboue is gewoonlik baie naby aan mekaar. So baie keer het jy nie besonder so groot erf nie, baie keer het jy woonstelle of dit is hoe die landgebruik opgesplit is. Nou stedelike grondgebruik kan residensieel, industrieel, kommersieel en ontspanningsgerig wees en in landelike areas is hulle gewoonlik wyd uitversprei en hulle is gewoonlik weer gefokus op sekere funksie om te vervul. Dan, die onderskeid tussen landelike en stedelike nedersettings is baie minder duidelik as wat dit vroeër was, veral in sommige ontwikkelde lande of gebiede. Nou, daar's verskeie redes daarvoor, maar ek dink seker van die belangrikstes is, as jy in 'n klein dorpie bly en jy het vervoer, kan jy dalk tot na jou naaste groter stedelike nedersetting toe ry. Jy kan deur Zoom of Google Meet, soos ons nou doen, wat nie 'n paar dekades terug 'n moontlikheid was nie. So dit natuurlik het baie makliker gemaak. Ek gaan weer my as 'n voorbeeld gebruik, al word ek op sekere dele van die jaar gesien dat ek in 'n landelike nedersetting bly, is ek nog steeds
wat ons is baie maklik vir my om vanaf die huis te werk, so ek hoef nie regtig uit te gaan nie. Ek het nog steeds toegang tot my internet, ek het nog steeds toegang tot alles wat ek nodig het. Al is dit 'n landelike nedersetting. Okay. Dan sommige mense soos navorsers, skrywers en joernaliste kan in 'n landelike area woon en toegang tot inligting hê deur middel van satelliet of televisie, die internet sowel as fone. Dit beteken ook dat mense wat in die landelike areas woon in staat is om meer stedelike lewenstyl te hê. Okay. Dan jou nedersetting klassifikasie. Hierdie is nogal redelik belangrik, want in die eksamen kan hulle byvoorbeeld vir jou vra dat jy moet identifiseer of hierdie spesifieke nedersetting landelik of stedelik is. Dit sal nie soms baie punte tel nie, maar hulle kan hierdie nogal op 'n klomp maniere vra. Nou vir die, ek het gaan my meisie kry. Vir die, hier begin jou heel kleinste een. Jou heel kleinste nedersetting wat jy kan kry is 'n plaasopstal. Nou dit is meeste van die tyd 'n enkel plaas en 'n bietjie buitegeboue. So dit kan geklassifiseer word as 'n nedersetting. Okay. So dit is ons heel kleinste een. Dan het ons 'n plaasdorpie. So dis nou maar net 'n paar huise kry en dan 'n paar gebou rond staan. Weer eens nog nie baie groot nie. Dan ons grootste een van ons landelike nedersettings is ons dorpie. Dis nou 'n bietjie meer 'n digter groepering van verskeie plaasopstalle. Baie keer in die eksamen sal hulle spesifiek ook verwys na die spesifieke nedersetting. So hulle sal vir jou sê 'n plaasopstal of 'n dorpie of 'n metropool. Okay. Dan as jy gaan na stedelik toe, dit kom natuurlik direk na dorpie. Heel eerste ene gaan jy 'n dorp kry. Nou hierdie is 'n digbewoonde stedelike gebied. Dan kry ons 'n stad. Nou dit is dan 'n groot dorp waar baie mense woon en werk, soos Bloemfontein byvoorbeeld. Dan het ons 'n metropool, so dit is 'n hoofstad in 'n gebied wat omring word van onafhanklike dorpe, byvoorbeeld Kaapstad, Durban, Port Elizabeth. Dan het ons 'n konurbasie. Hierdie is 'n groot stedelike gebied gevorm deur groei en vereniging van 'n aantal stede en dorpe, byvoorbeeld die Witwatersrand. En dan die heel grootste een wat ons kan kry, en ook een wat hulle actually die minste in eksamens vra, is 'n Megalopool. Nou hierdie is 'n reuse stedelike kompleks gevorm wanneer 'n aantal konurbasies saamdrif, byvoorbeeld Boston, New York en Washington. So is 'n bietjie buite Suid-Afrika ook. Okay. Asseblief ken hierdie ranglys. Die kans dat jy 'n vraagie uit gaan kry is nogal redelik groot. Soos ek sê, gaan nie baie punte tel nie, maar dit is nogal redelik groot. Kan ek dit gou afsit? Hierdie ene wys dan net vir in Engels presies so is. Okay. Maar soos ek gesê het, dit kan bietjie partykeer moeilik wees om presies as jy kyk na die hoeveelheid mense wat in 'n spesifieke plek woon om hierdie te doen. So dis hoekom hulle baie keer of meeste van die tyd sal hulle die tipe nedersetting so benoem in die vraestel. Okay, dan vir 'n patroon. Ons kry spesifieke patrone wat jy kan identifiseer in 'n landelike en stedelike nedersetting, maar ek sal 'n bietjie meer daaroor praat as ons spesifiek na daai twee kyk. Okay, maar net om vinnig hulle twee met mekaar te vergelyk. So 'n stedelike nedersetting vertoon 'n genukleëerde patroon, want gewoonlik wat gebeur is al jou geboue is nogal redelik naby aan mekaar, so dis verskriklik dig. Die nedersettingseenheid is 'n digte struktuur van geboue en infrastruktuur. So jy kan sien op die foto, op die kaart en natuurlik op die tekening wat hulle gedoen het. Maar gewoonlik wat gebeur in jou landelike nedersettings, kry jy meer van 'n verspreide patroon. Daar's gewoonlik baie meer spasie tussen die huise, daar's groter erwe. So die wonings is ver van mekaar af gespasieer sodat hulle patroon meer verspreid is. Individuele huise en dorpe is naby mekaar gespasieer en toon dus meer 'n verspreide patroon. Okay, so meeste van die tyd is dit nogal redelik maklik om die verskil te sien tussen die twee. Gewoonlik wat hulle in die vraestel doen is, hulle maak dit nogal redelik duidelik as hulle die twee met mekaar vergelyk. So as jy satellietbeelde, foto's of wat ook al gewoonlik kry, kan jy nogal baie duidelik sien wat se een stedelik en wat se een is landelik. Dan die funksie, ons het nou hieroor klaar gepraat. Nou alle nedersettings het natuurlik 'n funksie. Die funksie is verwant aan sy ekonomiese en sosiale ontwikkeling en bepaal sy hoofaktiwiteite. Nou die funksie is dikwels nou verwant aan 'n paar goed. Die heel eerste een is die ligging van die nedersetting, soos 'n standplaas, die redes vir die bestaan van 'n nedersetting en die manier waarop die inwoners hulle lewe maak, so wat 'n werk is gewoonlik daar. Dan baie nedersettings het ook hulle oorspronklike funksie verloor of dit het met mettertyd verander. En ek dink seker die bekendste voorbeeld van in Suid-Afrika is Johannesburg. Nou Johannesburg het oorspronklik begin omdat goud daar gekry was, presies soos Kimberley met diamante. So goud was gemyn vir
hele rangryk. Okay. Maar dit is nie meer wat gebeur nie. Ja, daar is nog steeds dorpe rondom Johannesburg waar daar nog steeds goud gemyn raak, maar in Johannesburg self is dit nie iets wat gedoen raak nie. So al is dit die rede omdat hy bestaan het, is dit nie die rede omdat hy aanhou bestaan nie. En natuurlik is hy nog steeds besig om te groei. Dan, soos ek gesê het, landelike nedersetting neig om eenfunksioneel of unifunksioneel te wees. Soos nedersettings ontwikkel, word nuwe funksies geskep en word die nedersetting meer funksioneel. Soos ek ook gesê het, in vandag se tyd is dit al hoe makliker vir landelike nedersettings om meer stedelike eienskappe aan te neem. Dan die ekonomiese aktiwiteite in hierdie nedersettings is geneig om primêre aktiwiteite te wees, byvoorbeeld boerdery, mynbou, bosbou en visvang. En natuurlik in stedelike gebiede fokus hulle meer op, pas meer as op jou funksie en hulle fokus meer op jou sekondêre, tersiêre en kwarternêre ekonomiese vakdienste. Okay, iets wat baie belangrik is wat hulle dalk mag opbring in die eksamen. Jy kan hierdie vergelyk aan lande ook. Suid-Afrika, hierdie kom van graad 11 af. Suid-Afrika word geklassifiseer tussen LEDC en MEDC. Nou dit is jou eerste wêreldland en jou derde wêreldland, of hoe jy dit eintlik moet leer, 'n minder ontwikkelde land en 'n meer ontwikkelde land. Nou Suid-Afrika en 'n paar ander lande soos China byvoorbeeld, ons pas nie heeltemal in by enigiemand van die twee presies nie. So die kriteria vir hulle is bietjie iffy. So ons is 'n nie geïndustrialiseerde land, 'n NIC. So as jy die term sien, weet dan net wat dit beteken. Nou wat dit beteken is, ons is bietjie meer ontwikkel as 'n minder ontwikkelde land, maar ons is nog nie heeltemal op 'n meer ontwikkelde land of 'n eerste wêreldland nie. As jy kyk na jou minder ontwikkelde lande, dit gaan omtrent enige land in Afrika wees, word nog steeds onder dit geklassifiseer. En natuurlik jou meer ontwikkelde lande gaan meestal van jou lande in Europa, Australasie wees. Brazil is ook meeste van die tyd jou minder ontwikkelde lande. Okay. En dan ander goed wat ons ook in graad 11 nog gekyk het, is byvoorbeeld die brandlyn, waar jy jou rich north en jou poor south het, of jou ryk noorde en jou arm suide, en dit is net hoe gewoonlik hoe die lande opgedeel is in die wêreld. Okay. Dan, dit is half. Ek wonder of ek actually genoeg tyd het. Kan ek net gou vinnig vra, is daar enige vrae wat iemand sover het? Ek weet ek het nog redelik baie nou gesê in 'n baie kort tydperk. Okay, ek het gehoor daar het iets opgegaan. Ek gaan nou vir jou kans kry, ek ry gou die volgende ene reg. Ek gaan probeer om hom op te sit. Ek dink ons het tyd. En dan kan ek 'n hele les vroeër by kaartwerk uitkom, so ek gaan nie klaar nie. Dan gaan jy kyk. Walda? Hi juffrou, naand almal. Ek wil net uitvind, die goed wat ons nou leer, juffrou weet mos ek is baie nie nou hierso. Yes. Dis maar my, ja. So ek wil net weet, as hierdie goedjies wat ons leer, is dit verseker in die eksamen in, of leer ons oor alles? Okay, so dis moeilik om te sê. So dit klink regtig rof vir my om te sê, maar ek kan nie vir jou sê wat gaan in die eksamen wees nie. Vir geografie, as ons nou kyk na die vorige jare en wat gevra word, as ek net byvoorbeeld landelike en stedelike nedersettings vra, actually, gee my gou 'n oomblik, ek gou vir julle 'n voorbeeld wys. Gaan sommer laas jaar se Junie eksamen gou vir julle wys. Dat ek dit gou hier oopmaak. So ek sê dit is moeilik om te verduidelik, dat ek jou gaan vinnig wys. Okay, stel net gou vinnig my skerm. Ekskuusie daaroor. So, soos ek gesê het, ek het gou sommer laas jaar se Junie eksamen gaan oopmaak. Nou hierdie is, het verkeerd een, hou aan. Ek het vraestel 1 gaan oopmaak. Okay, gaan. Yep, die is Engels. Ja, maar ek het my goed bietjie beter organiseer, lyk dit my. Okay, ek gaan sommer gou die Engels een wys. Ek sal nou verduidelik wat dit beteken. Nou hier is byvoorbeeld vraestel 2, ons het nog steeds ons landelike nedersettings en ons ekonomiese geografie. 60 punte. Die probleem is, dat ek 'n bietjie afgaan. Met hierdie, jy gaan altyd jouselfde tipe formaat hê. Altesaam gaan jy 5 vrae hê. 15. Ja, jy gaan 5 vrae hê. Jou heel eerste 2 gaan altyd kort vrae wees. So jou 1.1 en jou 1.2 gaan 1 gaan 7 punte wees, 1 gaan 8 punte wees. Nou dit is jou kort vrae. Dit kan enigiets wees van multikeuse, paskolom A by B. Hulle begin waar of vals
ook vra, teken met jou woorde invul, maar dit is jou kort vrae. Dan jou 3 vrae wat dan daarop volg, 1.3, 1.4, 1.5 gaan na 15 punte tel. Nou dit is soos hulle gewoonlik iets vir jou gee en jy moet daarop antwoord. Die probleem is hulle kan enigiets van die vrae. As dit in die kurrikulum ingeskryf is, kan hulle van dit vra. So dis hoekom is regtig moeilik vir my om vir jou te sê jy moet net die gaan leer want dit is wat gevra gaan word. Selfs byvoorbeeld met kaartwerk. Omdat kaartwerk in albei vraestelle is, kan ek nie vir jou sê wat in elke vraestel gevra gaan word nie. Wat gewoonlik gebeur is, as hulle byvoorbeeld magnetiese deklinasie en koördinate in vraestel 1 vra, is die kans verskriklik min wat dit in vraestel 2 gaan opkom, maar dit het al gebeur. So dit is regtig moeilik vir my, dis hoekom ek gaan oor die werk wat belangrik is. As jy die studiegids of Mind the Gap, word ek alles al gecover het, maar as jy byvoorbeeld die studiegids deurgaan, jy gaan sien, daar is goed wat ek nie op gefokus het nie, wat ek nie eens na gekyk het nie, want ek fokus op die goed wat die kans wat hulle vir jou dit gaan vra, baie meer is, as dit sin maak. Okay. Ek weet dit is nie 'n baie goeie antwoord nie, maar dis al antwoord wat ek het vir jou. Okay. Ek gaan vandag hier terug gaan. Ons het vandag dink, iemand gou oomblik. Ons gaan vandag ietsie kyk. Okay, nee, ek dink wat ek gaan doen is van die landelike, en al skiep ek heeltemal vooraf. Ek dink wat ek gaan doen is, ek gaan nie nou die landelike doen nie. Ek gaan by my oorspronklike plan hou wat ek by gevolg het. Okay, volgende week as ons die landelike nedersettings, nie volgende week nie, die week daarop, as ons hom doen, gaan ons soos normaalweg 'n paar vrae ook oor hom antwoord. So ons gaan deur die les gaan en dan gaan ons 'n paar vrae gaan antwoord en dan dieselfde met stedelike nedersettings. Ons hou by my oorspronklike plan. Okay. Is daar enige ander vrae wat julle dalk moontlik het oor die werk wat ons vandag gedoen het, iets wat nie duidelik was nie, enigiets soos dit? Okay, wel, ek wil net seker maak jou hand is nog op. Het jy 'n vraag of het jy hom net opvergeet? Nee, ek het dit maar net vergeet, juffrou. Okay. Okay, dis reg. Dis ek gesê het omdat vandag kwart soos 'n inleiding was, gaan ek vir julle 'n paar ekstra video's oplaai. Ek dink seker hoe hy gaan uitstel nie, maar daar's omtrent so 2 video's wat ek baie graag vir julle wil hê julle moet gaan kyk. Die een soos ek gesê het is soos 3 minute en die ander een is so 'n bietjie langer, so 5 minute. Maar die notas gaan ek vir julle oplaai soos altyd, maar julle moet die verskil tussen landelike en stedelike nedersettings kan identifiseer. As ons dan volgende keer bymekaar kom en ons kyk net na landelike goed, dan gaan ons nou regtig in diepte en ons gaan kyk na al sy patrone, goed wat spesifiek is aan landelike nedersettings en dan gaan ons 'n paar vrae uitwerk en natuurlik met stedelike nedersettings presies dieselfde. En dan soos ek gesê het, ek dink Walda, ek dink nie jy was hier toe ek dit genoem het nie. Die tweede deel van vraestel 2 is ekonomiese geografie. Nou, ekonomiese geografie is regtig 'n deel van geografie wat vir my papegaaiwerk is. Ek gaan vir jou notas gee en jy kan dit amper net so gaan memoriseer. Daar is sekere werk wat jy gaan moet toepas, maar die meeste van dit is regtig memoriseerwerk. So ek gaan 'n bietjie minder tyd daarop fokus en dan natuurlik op kaartwerk gaan ons op teorie sowel as die actual kaartwerk ook oefen. Kaartwerk is bietjie van 'n moeilike ding om aanlyn met mense te leer, maar ek het al 'n paar goed oor die jare gekry wat wel so 'n bietjie help, so sal sien of ek julle heeltemal kan regkry. Okay, en soos altyd ek los kaartwerk vir heel laaste, omdat so baie mense daarmee sukkel, wat dit so vars as moontlik in jou geheue is. Maar ek gaan môre gaan ek 'n hele paar YouTube video's vir julle oplaai oor die goed wat julle moet weet in graad 10 vir kaartwerk. As julle na graad 10 en 11 gaan kyk vir kaartwerk, gewoonlik begin jy met 'n sekere lys en in graad 11 en graad 12 word daar net heeltyd bygesit, maar daar word nooit enigiets weggevat nie. So teen die tyd wat jy in graad 12 is, wat julle natuurlik nou voor leer, dan moet julle 'n sekere lys van kaartwerk berekeninge kan doen. Dan wat baie lekker is vir mense wat nou 'n hele paar jaar terug geografie geskryf het, is gewoonlik moes jy jou formules en goed gememoriseer het en jy moet dit neergeskryf het. Wat hulle nou doen is hulle gee vir jou 'n bladsy met al die formules, so dit help nogal baie. So baie keer as jy net weet waar moet jy wat kry 'n formule,
is dit nou lekker baie maklik daarvoor. Okay, ons gaan ook teorie vir kaartwerk doen. Dit is nou soos jou GIS en al daai tipe goed, maar dan pas dit gewoonlik so in een lesson op die meeste. Okay, en GIS is net so 10 punte van elke vraestel. Dis gewoonlik die maklikste deel van dis gewoonlik die maklikste deel van kaartwerk, maar as jy dit nie leer nie, gaan jy dit nie kry, as ek so kan sê. Okay, dan gaan ek julle nie verder ophou nie. Volgende week, sowel as die week ek wil sê volgende les, actually die volgende 2 lesse gaan beslis bietjie langer lesse wees. As ons wel oor die tyd gaan, sal ek julle vooraf laat weet, maar met my vinnig gepraat ry sal ons most likely dit nog in tyd regkry ook. Okay, dan gaan ek julle nie verder hou nie. Ek gaan volgende week vir julle weer werk oplaai om hierdie spesifieke goed wat ons vandag deurgegaan het te toets, sowel as vir jou 2 lesse daarna ook. Okay, dan sien ek julle oor 2 weke en ek laai vir julle volgende week iets op vir jou. Okay, bye almal.